werk jy by mekaar. Dis hoekom die apostels moes skei van mekaar af, want die swakke moet deur die sterke gehelp word. En toe bring ek my versterkings af. Kyk, 'n man kan maar voel wat hy voel, maar as ek as hy maar apostel sien, voel hy ook, ja, apostel. Amen. Geliefdes, die ding wat my pla van Jesus se versoek is dat daar is sommige stryde wat ons sommige versoekings wat ons confuse met stryde. Jy word maar net versoek, dan verklaar jy as 'n stryd. En die Bybel sê, die Heilige Gees, Jesus, vol van die Heilige Gees. En die Heilige Gees lei hom versoekend in die woestyn. Daar is sommige omstandighede wat jy in is, wat jy nie weet, die Heilige Gees het jou so toe gelei. En jy noem dit 'n stryd. Ja. Die Bybel, die rede hoekom die skrif, die 3 hoofthemasse van die versoeking van Satan aan ons openbaar is omdat hy weet, as hy kom by jou behoefte, 'n mens kan nie staan in 'n moeilike behoefte. Jesus. Die skrif sê, toe Jesus op sy hongerste was, toe kom die vyand. Die duiwel kom nie as jy nog kan staan nie. Die duiwel kom nie as jy nog kan societies toe gaan. Die duiwel kom nie as jy nog kan skuld maak. Hy wag as daar geen uitkoms meer is nie, dan kom hy. En as hy kom, dan kom hy met die woord. Sien, ek weet, jy skep nou kwaier moet, maar kom ons. Jesus. Amen. Die Bybel kom met die skrif. En hierdie gedeelte van die skrif maak aan my bekend dat sommige battles is in ons mind. Wanneer jou gedagte vra die vyand jou, jy is mos 'n kind van die Here. Praat met die klippe, praat met die koskas, praat met die bankrekening. Here, ek prys U. Jy ken mos wat sê die woord. Vra en vir jou sal gegee word. Dan vra jy maar niks gebeur. Dan roep jy maar niks gebeur nie. Dan staan jy so solid. Wat jy nie sal gesê, miskien is jou God op vakansie. Hoe water en roep
Jesus. Jesus is skrif. Die vyand beter met jou. Hy wil jou eintlik sê, jy staan 'n kind. My Jesus. Hoe kry jy so honger? Jy staan 'n bitter vrou. Jy's 'n apostel se vrou. Jy's 'n diaken se vrou. Jy's 'n pastoor se vrou. Dan sê jy nie, jy's die vrou van die Here. Maar praat 'n bietjie. Oh, Sana. Jy het nie nodig om te sukkel nie. Jesus. Hallelujah. Jesus sê ons sal nie net van brood en water lewe nie. Ek lewe as hy kos nie. Ek lewe as my bankrekening leeg. Ek lewe as my petrol nie meer gaan nie. Here, ek kan nie lewe. Ek lewe. En ek lewe. Terwyl ek van elke woord wat jy net staan nie. Wat sê jy dankie Here? Ek het niks nie, maar ek lewe. Ek het niks nie, maar ek survive. Ek happy, maar hier staan ek. Maar een ding verseker, ek spreek my uit. Ek spreek my uit. Ek lewe nie vir my eie omstandighede nie. Ek lewe in die kraai se plek. My kind, geef 'n faktiese high five. Sê maar lewe. Here, ek prys U. Here, ek prys U. Here, ek is so lank jou. So high five. Ek lewe. So deur die woorde ek lewe. Ons kan 'n bietjie sit. Die grootste beter is die een hier. Jy sit so tussen mense. Dis nie 'n beter. Bishop sê, ek smile met jou, want ek wil jou laat goed voel, dat I'm in a bed. Staan een preek so, maar ek is in a bed. Beter, want ek het kos nie. Maar I'm still here. Jesus, die Bijbel sê, die vyand redeneer nie verder oor hy gedeelte nie. Hy vat hom. Want hoe vat hy hom? Hy wys hom die koninkryk. En as hy hom so toe vat, dan vat hy hom na
Suid-Afrikaanse loterie. Ek sien 18 miljoen. 18 miljoen, ek sê nee. Nee, 18 miljoen goed. Verlies skryf vir my. Nee, 18 miljoen. Ek skakel oor, want die vijand ken ons nou wanneer, as jy diep in jou begin. En hy wys my, Lotto Land. Lotto Land wys my, 1.5 biljoen. Ek sê, liewe Heer, dis vir my salwe. Kijk eens op my biljoens. Maar is nooit meer. Kijk, ek kan reckless. Ek kan julle allemaal Mercedes mense koop. Want ek nog baie change. Want ek as a blessing. Ek die 19 miljoen ek blessing nie, wie dis en julle, dis ek alweer plat. Ai, pastor, Jesus sê vir die ryk man, ga verkoop jou ryk. Een ding in my gedagte kom op, Jesus het nooit sy hand aan geld gesit. Hulle sê om, die skrif sê, hulle sê om, die keizer soek sy geld, sy dienst. Jesus sê, gee julle aan die keizer wat om toekom. Hy sê, hoor wat sê van die disciples, hy sê hulle kyk, hulle vang julle van my, 'n vis. Jy soek geld met klaar raak. Jy moet die Here, kyk wat maak die Here. Ek wil nou nie te lang draai. Die seun wat deur sy eie broers verkoop word. Hy loop die land aan koning Farao se huis. As dit Farao. En die Bybel sê hy stel hom aan oor al sy weelde. Amen. Amen. Hy niks op sy naam. Maar elke check wat hy sy naam op het, is ongeldig. Die rykdom wat God vir ons het die mond nog nie geproef nie. Die oog het het nog nie gesien nie. Here, ek prys U. Ek soek millions laat hierdie broers my moet judge. Ek het nie nodig om gejudged te word nie. Ek het net nodig om te lewe. In die hand van God. Ek like hy gedeelte wat sê, pastor, wat hy ons sê, ek gee jou al die greep van jou. Ek kan nie eens sien nie. Waar by die berg is. Die gedeelte van die koninkryk, hier by 5, die duivel, hier by 6 lees. Daarna het die duivel hom na 'n hoogte geneem en in 'n oogwink vir hom al die koninkryke van die wêreld gewys. Die duivel het vir hom gesê, ek sal vir jou die glorie en die mag oor al hierdie koninkryke gee, want hulle is myne om vir enigiemand te gee vir wie ek wil. Ek sal dit vir jou gee as jy neerbuig en my aanbid. Jesus het geantwoord, die skrif sê, jy moet die Here jou God aanbid en hom alleen dien. Daar is sekere goed wat jy nie hoef te stres nie.
is net nog in jou tyd. Jy is net in die versoeking. Jy het nie nodig om op te gee, want jy begeer met jou ontvang. Die skrif sê, die apostel sê, buig, sal ek jy buig. Vader, ek prys die Here jou God, die vyand challenge jou met jou begeertes en jy buig terwille van jou begeertes. Nou gaan jy na die laaste ding toe. Jy het die brood, jy het gebid, hoe kry jy die brood? Jy het gebid, hoe kry jy die brood? Toe begeer jy, toe kry jy ook die begeerte. Weet jy nou wat sê, wat is die volgende ding? Ek gee jou nou nie meer 'n hel om. Die Bybel vat jou soontoe. En kyk wat toe vat hy jou. Die Bybel sê, hy vat hom op die tempel. As jy op die tempel is, dan vat hy jou na die plek toe, waar die enigste plek, wat jou nog push, om uit te haal. Die ding wat sê, ek kan val, maar wat sal die kerkmense sê? As ek waar die bal is, ek kan los, maar wat sal die gelowiges van my sê? Ek kan opgee as 'n pastoor, maar wat sal die ander pastore sê? Hy sit hom op die tempel. Wat sê hy op die tempel? Toe het die duiwel om na Jerusalem geneem, na die hoogste punt van die tempel en gesê, as jy die seun van God is, spring hier af. Want die skrif sê, hy sal sy engele opdrag gee om jou te beskerm. En hulle sal jou op die hande dra, sodat jy nie jou voet teen 'n klip stamp nie. Spring af. Hy afspring, as daar waar hy woord inkom. Nee maar, ek gee nie om. As hy nog by my, ek worry nie. Laat apostel goed gaan. Laat die kerk gaan, spring af. Sê Satan, Here, en as jy met hy gedeelte kom, waar jy sê te hel, dan het jy niks meer. Dan het jy niks meer om uit te hou nie. Jy het niks meer om vast te hou nie. Jy het niks meer wat op tel nie. Alles jy in die laagtes. Apostel sê, ek kan daar sit, maar wat wil is haar net in een is, wat my bemoediging soek. Maar as jy by die punt kom, ek worry nie meer. Kyk waar, hy vat om Jerusalem. Weet jy waar is Jerusalem? Jesus sê vir die disciples, bly in Jerusalem. Nee broers, preek julle nou samen. Bly in Jerusalem, tot julle toegaan. Hy geliefdes, ek het gesê, ek wil nie preek. Ek preek niks minder as ek hier. Vooral as ek my salwing gekry. Bly in Jerusalem tot dat julle toegerus word. Nou wat Jesus bedoel het, totdat die Heilige Gees oor julle, met ander woorde, dis die Heilige Gees. Die skrif sê self, die Heilige Gees het op woestyn toe geleer. So met jou beproewing, wat jy verklaar as 'n stryd, as jou salwing, wat jou in die ding gesit het. Here, ek prys U. Voel jy hoe moeilik is dit? Dis hoe swaar jou salwing is. Sien hoe geweldig jou druk is. Dis
versoek en die strijd. Hoe denk je is er nog een strijd? Kom eens staan hier bij ons. Hoe denk je is hij nog een strijd? Als hij verzoeken. En maar hier, jouw salven, die heilige geest wat op jou rust, en jou hier ingebouwd. En hoor, wat zei die heilige geest voor Satan? Oh man, die baas, ik kan niks zeggen, ik kan alles verloren. Maar als ik mijn vrouw kijk, en kijk mijn kindertjes, en kijk mijn gemeentes, voel ik kan niet. Het is te veel wat toegemaakt wordt terwille van mijzelf. Bishop, dat is te veel wat verleed is voor jouzelf. Alles oorleef niet terwille van jou. Alles staan niet om het heen te staan. Alles vragen elkaar hoe kan die man wat alles verloren nog zo bracht. Hoe staan hij? Als hij zo kan staan. Dat is het makkelijk voor mij om voor jullie te zeggen. Ik dien